en ons leer die ander trooster ken. Die Heilige Gees wat ons oortuig dat ons vandag nie sal let op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare gaan verby en dit is tydelik. Die onsigbare is vir ewig. Ons bid vir die vertroosting van die Heilige Gees om ons te bind aan die beloftes wat ons het in die Here Jesus Christus en waarin ons suster en medegelowige ook so dapper vasgehou het in haar lewe. Mag elkeen wat hierso by hierdie graf staan ook ryklik vertroos wees, want U ken ons omstandighede. Die graf van Ria Jansen van Rensburg, hier begrawe in die Karoo. Sy het in haar huis daar agter die laaste maande van haar lewe deurgebring. Ek was baie bevoorreg om haar predikant te wees in die laaste 8 maande. Sy was vir ons 'n voorbeeld in baie opsigte. 'n Voorbeeld van die vreugde van die lewe, maar ook die vreugde van 'n blymoedige uitsien na die dag van haar dood. En sê vir my, hoe gaan dit met jou met die Here? Dit gaan goed, dominee, dit gaan goed. Dit voel of die Here nou hier by ons is. Ja, in elke sekond van die dag. As ek op my stoel gaan sit en ek skop hom uit, dan weet ek die Here is hier by my. Nee, dominee, ek is gereed, of dit nou is en of dit môre is. En wanneer dit ook al die Here se tyd is ek reg. Nou, hoe loop Tannie se dag? Baie goed. Ek lees nog. Ek vul nog blokkies raaisels in. Ek het gister of eergister of wanneer weet ek nie, het ek nog iemand gehelp om te borduur. Ja. En as Tannie nou vir ons ietsie wil sê oor wat Tannie ervaar, wat sal Tannie vir ons sê? Wat se boodskap sal Tannie vir ons wil gee? Ek sal sê, ons moet almal uitsien na hierdie groot dag wat een van die dae vir my sal aanbreek. Ons moet uitsien, want dit sal wonderlik wees om die Here te ontmoet. So hoe kan dit wees dat 'n mens terselfdertyd sterwend is en nog steeds blymoedig? Eintlik moet jy begrond wees in die Here se woord. En dit is waar Ria ook begrond is. As 'n mens met haar praat, dan hoor jy kort hoe dat die Here se woord in haar leef. Die Here se beloftes is vir haar 'n werklikheid. Soos hierdie belofte wat ons kry in die apostel Paulus se brief aan die Filippense. Hy sê ons burgerskap is nie deel van hierdie wêreld nie. Ons het nie 'n identiteit, 'n ID-boek wat gegrond is, 'n paspoort wat gegrond is hier in hierdie aarde nie. Dit is gegrond in die hemele. En ons verwag uit daardie hemele, verwag ons weer 'n verlosser. Ons verwag ons verlosser, die Here Jesus Christus, dat hy weer sal kom. En dat hy weer sal kom om wat te doen? Om ons vernederde liggame van gedaante te verander. Hoe te verander? So te verander
dat ons liggame gelykvormig sal word aan sy eie verheerlikte liggaam. So daardie liggaam wat nou afgetakel is deur siekte of deur ouderdom of deur kanker, of selfs daardie liggaam wat so afgetakel is in die graf dat hy nie meer herkenbaar is nie, dat hy tot stof verdorwe geraak het. Selfs daardie liggaam sal hy verander, hy sal dit verander om gelykvormig te word aan sy eie verheerlikte liggaam. Ek kom nie as julle koek eet nie, hoor, want ek kan nie koek eet nie. Ja, dis verskriklik. Ek het net gesit en kyk en sien, maar hierdie mense kan partytjie hou. Ek kan nie lag nie, dit maak my moe. Hulle het gesê, hulle gaan koeksisters saambring. My tannie bak sulke lekker koeksisters. Ag nee, nie. Ja, ek wil dit nou nie hoor nie. Net die gedagte. Maar 'n bietjie omdraai. Ek dink ons moet vir Tannie nou 'n bietjie ruskans gee. Dit is ook goed. Ja. Maar ek is so dankbaar dat julle hier was. Ek waardeer dit. So dankbaar. Ek is net moeg. So wanneer 'n mens so na Ria luister, dan kom jy onder die indruk wat 'n belangrike rol die psalms in haar lewe gevul het. Watter troos sy daaruit gekry het. Ons kan eintlik nie 'n beter troosmiddel vir enige sterwende persoon aanbeveel as om begrond te bly in die Here se psalms nie. Trouwens, hulle was oorspronklik geskryf, pelgrimsliedere wat vir ons geskryf is, om ons te begelei op pad na daardie hemelse heerlikheid. Ons dink aan Psalm 42, ook deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied. Ja, ek lofsing in die nag, want ek bly die Heer verwag. En my gebed sal opwaarts strewe na die bronwel van my lewe, daar waar lewe vandaan kom, dis waar my gebede opstyg, en dit is daar vandaan waaruit ek ook ryklik vertroos word. Psalm 23. Die Here is my herder. Niks ontbreek my nie. Niks. Ek is so bly, ek is so beter. Ja, ons het Ag, ekskuus vir my werk. Nou ek sien hier is jou naaimasjien ook. Ja, ek is besig. Ek moet besig bly. Dominee, mens kan mos nie so sit nie. Sit gerus lekker. Sit lekker. Ja, baie dankie. Jong, ek sit. Dis nou lekker. Dan is 'n bietjie op en aan die gang. Ja, nee, ek is aan die gang. Dis so lekker om beter te wees. Af en toe word die ou asem maar min. Ja. Nou as ek moeg. Wanneer laas was Tannie by die dokter? Ek gaan eintlik nie meer van ek uit die hospitaal uitgekom het nie. So, ek weet nou wat is die omstandighede. En as ek pyn het, dan het hy vir my pille voorgeskryf. Party dae gaan dit maar swaar. Wat maak dit moeilik, Tannie? Dominee, ek is nie eensaam in my wese nie, maar die huisie word vir my, die bed in die huisie en die stoel word vir my te min. Ons het nou die dag Rankins Pas gaan ry, daai mooi dam en die voëls, en toe is ons so geseënd om die mooiste sonsondergang te sien, want dit het gereën en die reënboog het 'n vol boog gemaak. Te pragtig. Lekker. Hartebreker, hartlik. Dag.
ek kry krag. Ek was eendag taamlik afhuilerig en sommer net af. Ja. En toe begin ek nou so lelik te swel en die voete en die bene en die lyfie. En dit het my ook 'n bietjie afgetrek, maar ag, ek hou baie goeie moed. Is dit nou bietjie beter, die swelm, of is dit Dit is maar ek voete nog geswel? ja, ek swel maar. Nie erg nie, Ek sien tog, maar ek het baie dun kiertjiebene. Ja, die ou liggaam, die ou liggaampie wil nie byhou nie. Ja, so, en wat hou die nuwe jaar vir ons in, dink jy, Tannie? Dominee, ek wil so graag huis toe gaan. Ek wil so graag, maar die Here ken sy tyd. So, ons moet geduldig wees. Dink ek aan Job, toe hy so swaar beproef was. Hy sê, my nabestaandes ontbreek en my vertroudes het my vergeet. En dan hierdie woorde, ag, mag my woorde tog maar opgeskrywe, mag hulle maar in 'n boek opgeteken word. Dis die gees van die mens wat iets wil nalaat van dit wat hy deurgemaak het. Maar nou, en dit is wat ek by jou wil los, Ria. Hy sê, maar ek weet my verlosser leef. En hy, dis my verlosser, sal as laaste oor die stof opstaan. Ten spyte van alles. Sal God aanskou. Hom wat ek sal aanskou my ten goeie. En my oë sal sien. Ek sal die Here sien. Nie elke dag wat ons Tannie Ria besoek het, was dit 'n dag van hartseer, pyn, siekte, kanker, verlies en hartseer nie. Sommige dae, of die een besonderse dag wat ons haar besoek het, was dit, ek sal dit nou 'n perskedag noem, 'n dag wat ons op 'n besonderse manier saam met Tannie Ria weer eens bewus geraak het van hoe goed die Here is. Hoe goed die Here is, en dit alles opgesluit in die deel en in die eet van 'n eenvoudige perske, daardie unieke smaak uit die Here se skepping uit. En daar sit ons toe saam met Tannie Ria en ons geniet 'n perske. Ja, is dit. En dit is lekker. Dit is baie lekker. Ek kan net 'n mes kry, lekker skerp mes. Hoe maak die ou lyf? Die smaak, die ou lyf was seer. Die stem kom en gaan, toe om nie meer maar verskoon. En pyn? Pyn is draaglik. Mag die pyn as hy so baie werk. Maar
is gewoonlik so 3 maal en dan is hy weer beter. Maar ek voel ek word baie swak. Ek kan nie meer lekker in en uit die bad nie. Maar dit gaan goed. En die genade van die Here Tannie. Ja, die genade dra my deur. Sê die genade. En die lig van die Here wat om jou skyn. Ja. Ja, ek luister ook vanoggend na iemand wat praat van hoe om blymoedig te wees terwyl jy besig is om dood te gaan. Ja, maar mens weet waarheen jy gaan. Jy weet. Ja, so hy sorg nog vir jou, die Here. En hy bly by jou. Hy bly by jou deur alles. Hoe sal Tannie die Here se naam verkondig terwyl jy so swak is? Hy is so groot en almagtig. En kyk wat hy vir Job gesê, kan jy die krokodils of die seekoei beheer. En Job het tot insig gekom. En ek het ook tot insig gekom. Ja, Tannie. Al is ek so pieperig en so skreeurig, en die ou verstandjie, dit laat my nog belangstel. Maar sê vir my Tannie, wat het die oë gedoen? Agteruit gegaan en ewe skielik sien ek dubbel en ek kan nie goed lees nie en die kinders kom gelukkig elke aand hier so huis godsdiens hou. Wat is die voordeel daarvan as jou oë nout is gegee het? Ek sien net die mooies raak. Gelukkig is al wat lelik is nou uitgesluit. En ek moet ongelukkig nou 'n bietjie verdowing gebruik. En dit maak 'n mens 'n bietjie slaperig. Julle moet maar praat, want ek is nie goeie geselskap nie. Ons hoor Tannie. Ja. Ons hoor. Ja. Ons is baie bly om Tannie te kan sien. Ag, dis vir my so lekker. Dis vir my groot bederf. En hoe gaan met die eetlus? Ag, nie wonderlik nie. Ek is 'n paar dae. Ek gebruik maar vloeistowwe. Maar ek kan meestal nie meer goed eet nie. En hoe gaan dit met jou verhouding met die Here Tannie? Ag, dominee, ek is so dankbaar die Here is in my lewe en in my hart. En ek wag nou net dat sy tyd moet aanbreek. Miskien nie sy tyd nie. Nee, dit gaan maar bietjie af. Maar met die lopery, ek kan nie meer so maklik opstaan nie. Hulle help omdraai is vir my 'n groot werk. Net om omgedraai te kom. Ja, verstaan Tannie. Hoe sê Tannie? Ek sê die kinders het 'n swaar lading met my. Ons het 'n vreeslike swaar tyd nou met my ma. Mamma? Ja.
Dis glad nie so nie, mamma. Moet ek net die laken oorsit? Laken, dankie, ek is nat. Ek verstaan.